Die laaste sonlig van die dag het oor die magnifieke landgoed in Clifton, Kaapstad geskyn toe Johan van der Merwe se luukse motor by die sekuriteitshek stilgehou het. Na 2 weke van besigheidsreise in Europa was hy uiteindelik tuis. Die wind wat van die Atlantiese Oseaan afwaai, het hom verwelkom terwyl hy die kronkelende oprit na sy imposante strandhuis opgery het. Meneer van der Merwe, welkom tuis, het die sekuriteitswag gegroet, met 'n glimlag wat die vermoeienis van sy 12 uur skof verberg het. Johan het net sy kop geknik, sy gedagtes reeds by die stapels dokumentasie wat hy moes nagaan en die oproepskedule wat hy later die aand moes hanteer. As CEO van een van Suid-Afrika se grootste mynboumaatskappye, het selfs sy tuiskoms nie 'n breek van sy verpligtinge beteken nie. Die huis was onnatuurlik stil toe hy binnestap. Hy het verwag dat sy dogter, Naledi, hom soos gewoonlik sou verwelkom met 'n groot omhelsing en 'n miljoen vrae oor sy reis, ondanks haar blindheid. Naledi was 12 jaar oud, met 'n glimlag so helder dat dit haar kongenitale blindheid laat vergeet. Jater, het hy geroep, sy tweede vrou se naam weergalm deur die marmergangetjies. Geen antwoord nie. Johan het sy baadjie opgehang en sy das losgetrek. Hy het homself 'n glas whisky ingeskink uit die kristalkaraf in die studeerkamer, in gewoonte na lang reise. Net toe hy wou gaan sit, het hy stemme van die tweede verdieping gehoor. Argument. Met die glas nog in die hand, het hy die breë trappe opgestap, die gepoleerde houtleuning onder sy vingers glad van jare se gebruik. Die stemme het harder geword toe hy die gang afstap, duidelik komend van Naledi se kamer. Die kind moet uit hierdie kamer kom en leer om onafhanklik te wees. Sy is al 12 jaar oud en gedra haar soos 'n baba. Die skerp stem van sy vrou, Jater, het deur die geslote deur gesny. Johan het vertraag, sy hand op die handvatsel. Hy was bekend met Jater se frustrasies. 3 jaar gelede, toe hy haar net na Naledi se ma se afgang ontmoet het, was sy vol begrip vir sy situasie, 'n ryk sakeman met 'n blinde dogter wat spesiale aandag nodig het. Maar die aanvanklike simpatie het gou plek gemaak vir ongeduld. Die kind het geduld en liefde nodig, nie geskree nie. 'n Ander stem, kalm maar beslissend, het geantwoord. Johan het die deur effens oopgestoot. Deur die opening kon hy sy dogter op haar bed sien sit, haar gunsteling teddybeer styf teen haar bors vasgedruk, haar liggaam 'n bal van angs. Voor haar het 2 vroue gestaan, Jater, elegant in haar ontwerpersuitrusting, haar gesig rooi van woede, en 'n ander vrou in 'n eenvoudige blou uniform, duidelik een van die huishoudelike personeel. Jy is net 'n skoonmaker. Jy het geen reg om jou in te meng met hoe ek 'n kind in hierdie huis grootmaak nie, het Jater uitgeroep, haar vinger dreigend in die ander vrou se gesig. My naam is Dandiwe Nkosi, het die vrou geantwoord, haar stem laag, maar ferm. Ek mag dalk net die skoonmaker wees, maar ek sien elke dag hoe liefdevol en intelligent hierdie kind is. Sy het net liefde nodig. Ek is hierdie blinde kind se stiefma. Jy is afgedank. Pak jou goed en gaan vandag nog weg. Jater se woorde het die lig soos 'n weerligstraal geklief. Johan het gevoel hoe sy bloed koud word. Naledi het begin saggies huil, haar klein skouers skuddend met elke snik. Sonder huiwering het die skoonmaker, Dandiwe, langs die bed gekniel en Naledi se hand saggies vasgehou. "Sjiet, klein vlinder," het sy gefluister, "alles gaan goed wees. Onthou wat ek jou geleer het. Voel die warmte van die son op jou gesig, ruik die blomme in die tuin, luister na die voëls se liedjies. Die wêreld is vol wonders wat jy kan ervaar." Die teerheid in haar stem en die onmiddellike kalmte wat dit by Naledi gebring het Johan onkant gevang. Iets dieps in hom het gebreek toe hy besef hoe min hy eintlik van sy eie dogter se daaglikse lewe weet. "Wat gaan hier aan?" het hy gevra, die deur wyd oopstoot. "Johan." Jater se toon het dadelik verander, soeter geword. "Jy is terug. Ek het jou nie gehoor binnekom nie." "Papa." Naledi se gesig het opgedraai na die klank van sy stem, haar blinde oë soekend. "Is jy regtig tuis?" Hy het na sy dogter gestap en langs haar op die bed gaan sit. "Ja, skattebol. Ek is tuis." Hy het haar hand geneem, opgelet hoe sy effens gehuiwer het voordat sy ontspan het. Dandiwe het Naledi gefluister, "Dit is my pa." "Papa, dit is Dandiwe. Sy werk hier vir 6 maande. Sy lees vir my stories en leer my nuwe goed." Johan het na die vrou gekyk, wat nou regop gestaan het, haar houding reguit, maar haar oë nederig. Hy kon haar ouderdom nie presies bepaal nie, miskien middel 30, maar daar was 'n wysheid in haar oë wat verder as haar jare gestrek het.
6 maande, het hy gevra, skielik bewus van hoeveel tyd hy weg was hierdie jaar. En ek hoor nou eers van jou. Heather het haar keel skoongemaak. Ons het personeel vervang terwyl jy weg was. Mef. Dlamini het afgetree en ons het Tandiewe gehuur. Maar sy verstaan nie haar plek nie, Johan. Sy meng in met hoe ek Nalede grootmaak. Johan het sy dogter se hand stywer vasgehou. En hoe maak jy haar groot, Heather? Die vraag was sag, maar die intensiteit daarvan het die kamer gevul. Terwyl Heather begin praat het oor dissipline en onafhanklikheid, het Johan Nalede se gesig dopgehou. Sy het weggedraai van haar stiefma se stem, instinktief nader aan Tandiewe leunend. Dit was 'n klein gebaar, maar dit het volumes gespreek. Tandiewe, het hy gesê, die vrou se naam vir die eerste keer uitspreek, jy sal nie vandag pak nie. Ek wil graag meer leer oor wat jy vir my dogter doen. Heather se mond het oopgeval. Johan, jy kan nie ernstig wees nie. Hierdie vrou het 'n naam, het hy haar onderbreek, sy stem kalm maar ferm. En dit lyk asof sy dalk my dogter beter ken as enigiemand anders in hierdie huis. Insluitend myself. Die erkenning het hom meer gepyn as wat hy verwag het. Nalede se gesig het effens opgelig, haar vingers tastend na Tandiewe se hand. Papa, het sy gesê, Tandiewe help my altyd wanneer jy nie hier is nie. Sy lees vir my stories en leer my hoe om die plante in die tuin te identifiseer deur hulle te ruik en te voel. Sy het spesiale tekens op my klere gesit sodat ek self kan kies wat om te dra. En sy het my geleer om my eie toebroodjies te maak. Die trots in haar stem toe sy oor hierdie klein oorwinnings praat, het Johan laat besef hoe baie hy gemis het. Hoeveel oomblikke van sy dogter se lewe het verbygegaan terwyl hy besig was om sy besigheidsryk te bou. Ek stel voor dat ons almal afsonderlik gesels, het hy gesê, opstaande. Nalede, rus 'n bietjie. Tandiewe, kan ons asseblief in my studeerkamer praat? En Heather, hy het na sy vrou gedraai, ons gesels later. Terwyl hy die kamer verlaat het, het 'n besluit in hom vorm begin aanneem. Vir die eerste keer in jare sou hy sy skedule skoonmaak. Hy moes uitvind wat regtig in sy huis aangaan terwyl hy weg was. En hy moes die vrou leer ken wat klaarblyklik sy dogter se lewe verander het, die vrou in die blou uniform wat met meer autoriteit oor liefde gepraat het as enige iemand wat hy nog ontmoet het. Die oggendson het deur die groot vensters van Johan se studeerkamer geskyn toe hy sy laaste e-pos gestuur het. Dit was die eerste keer in jare dat hy al sy afsprake vir 'n volle week gekanselleer het. Selfs sy persoonlike assistent was geskok, in 15 jaar het hy nog nooit meer as 2 dae aaneenlopend vakansie geneem nie. Meneer van der Merwe, het Tandiewe gesê toe sy met 'n koppie koffie die studeerkamer binnekom, Nalede is wakker en het klaar ontbyt geëet. Sy vra of u vandag saam met haar in die tuin wil wees. Johan het opgekyk van sy skerm, verras deur die formele aanspreekvorm. Dankie, Tandiewe. En asseblief, noem my Johan. Hy het die vrou voor hom bestudeer, so anders as die vorige aand. In die daglig kon hy die statigheid in haar houding sien, die intelligent oë, die manier waarop sy haarself met waardigheid gedra het, ten spyte van haar eenvoudige uniform. Dankie vir die koffie, het hy bygevoeg. Sit asseblief, ek wil graag meer oor jou hoor. Tandiewe het huiwerig gaan sit, haar hande op haar skoot gevou. Hoe lank werk jy nou hier, het hy gevra, sy eerste sluk koffie nemend. 6 maande en 2 weke, meneer. Ek was aanvanklik net as 'n tydelike vervanger gehuur terwyl Mef Dlamini met siekverlof was. Maar toe sy besluit om af te tree, het Mef van der Merwe my voltyds aangestel. Johan het geglimlag. En jy het 'n spesiale band met Nalede gevorm. Tandiewe se gesig het versag. U dogter is 'n besonderse kind, meneer. Sy het so 'n helder verstand en 'n mooi hart. Sy voel dinge wat ander mense nie eens kan sien nie. Net soos jou suster. Sy oë het verbreed met verrassing. U weet van my suster. Nalede het my gisteraand van haar vertel, nadat jy vertrek het. Sy sê jou jonger suster is ook blindgebore. Tandiewe het geknik en skaduwee van hartseer oor haar gesig. Ja, my Belle. Sy is 5 jaar jonger as ek. Sy is nie meer by ons nie en siekte het haar weggeneem toe sy 16 was. Ek is jammer om dit te hoor, het Johan gesê, regtig so bedoelend. Dankie, meneer. Haar gesig het weer opgeklaar. Belle het my baie geleer. Sy het my gewys dat blindheid nie 'n hindernis is nie, maar net 'n ander manier om die wêreld te ervaar.
Dit is hoekom ek Nalede verstaan. Johan het gesig, sy koppie neersit. Ek vrees ek verstaan my eie dogter nie so goed nie. Gister, toe sy praat oor alles wat jy haar geleer het, dit was asof sy oor 'n vreemde kind praat. Dit is nooit te laat om te leer nie, meneer, het Tandiewe sag geantwoord. Nalede praat baie oor u, sy hou al u poskaarte van u reise en vra my om die woorde oor en oor te lees. Sy is so trots op haar pa. Die skuld wat Johan gevoel het swaarder geword. Hoekom het niemand my vertel hoe Jatter? Hoe sy met Nalede omgaan nie? Tandiewe se oë het na haar hande gedaal. Dit is nie my plek om. Dit is presies jou plek, het Johan haar onderbreek. Jy is die een wat elke dag hier is. Jy sien wat gebeur. Na 'n oomblik het sy geknik. Mef. Van der Merwe probeer op haar manier. Maar sy verstaan nie wat Nalede nodig het nie. Sy dink onafhanklikheid beteken om die kind te forceer om alles alleen te doen, sonder ondersteuning. Sy word gefrustreerd wanneer Nalede sukkel en haar frustrasie maak Nalede bang. En wanneer Nalede bang is, trek sy terug, wat Mef? Van der Merwe meer frustreer. 'n Bose kringloop, het Johan gemompel. Presies so wat Nalede eintlik nodig het, is om te weet dat ondersteuning beskikbaar is, maar dat sy die vryheid het om dinge op haar eie manier te probeer. Dit gaan oor vertroue, nie dwang nie. Johan het opgekyk toe Jatter by die deur verskyn, perfek gegrimeer en gekleed, selfs so vroeg in die oggend. Ek sien julle twee het mekaar reeds gevind, het sy gesê, haar stem soet, maar met 'n skerp ondertoon. Ons was net besig om oor Nalede te gesels, het Johan geantwoord, opstaande. Jatter, ek het besluit om vir 'n week tuis te bly. Ek wil tyd met my dogter spandeer. 'n Flitsende emosie het oor Jatter se gesig gegaan, verrassing. Irritasie. Dis wonderlik, skat. Ek seker sy sal dit geniet. Maar ons het 'n hele huishouding wat moet voortgaan. Tandiewe het pligte om na te kom. Eintlik, het Johan gesê, wil ek graag hê dat Tandiewe ons vandag wys wat sy gewoonlik saam met Nalede doen. Ek wil verstaan hoe my dogter se daaglikse roetine lyk. Jatter se glimlag het stram geword. Jy gaan die huishulp volg. Ek gaan my dogter se lewe leer ken. Die spanning in die lig het ongemaklik verdik. Tandiewe het stadig opgestaan. Ek sal gaan kyk of Nalede reg is vir haar tuinaktiwiteite, meneer. Toe sy die kamer verlaat, het Jatter nader gekom, haar arms om Johan se nek gesit. Dis so goed om jou by die huis te hê. Ek het jou gemis. Hy het haar soen beantwoord, maar sy gedagtes was elders. Jatter, ons moet praat oor wat ek gister gesien het. Sy het haarself losgemaak. Daardie vrou oortree haar grense, Johan. Sy dink sy weet beter as ek hoe om ons kind groot te maak. Ons kind. Die woorde het hol geklink. In die 3 jaar wat hulle getroud was, het Jatter nooit regtig Nalede omhels as haar eie nie. En miskien weet sy, het hy sag gesê. Ten minste weet sy hoe om met Nalede te kommunikeer sonder om haar te laat huil. Jatter se oë het gevlam. So, dit is hoe dit gaan wees. Jy kom huis toe na 2 weke weg en besluit dadelik dat ek die probleem is. Weet jy hoe moeilik dit is om elke dag met 'n kind met spesiale behoeftes te wees? Terwyl jy besig is om die wêreld te verower. Die beskuldiging het hom soos 'n klap in die gesig getref, deels omdat hy geweet het dit was waar. Nee, ek weet nie, het hy erken. Maar ek wil leer. En ek dink ons moet almal leer. Hy het by haar verbygegaan, haar hand liggies aangeraak. Kom saam met ons vandag. Sien wat Tandiewe en Nalede saam doen. Miskien is daar iets wat ons almal kan leer. Maar Jatter het haar kop geskud. Ek het 'n spa-afspraak en middagete met die liefdadigheidskomitee. Jy kan speel huisvader as jy wil. Die dag wat gevolg het Johan se oë geopen op 'n wêreld wat hy nooit geweet het onder sy eie dak bestaan nie. In die tuin het hy gekyk hoe Tandiewe Nalede geleer het om die plante deur aanraking en reuk te identifiseer. Sy het 'n spesiale stelsel ontwikkel, tekstuurkaarte wat Nalede kon voel, met braille etikette wat sy stadig leer lees het. Voel die blare, klein vlinder, het Tandiewe gesê, Nalede se hand na 'n plant lei. Wat vertel hulle jou? Nalede het gekonsentreer, haar vingers versigtig oor die blare gly. Dis sag en effens harig. En dit ruik sterk, amper soos die tee wat jy soms maak wanneer ek moeg is na skool. Uitstekend, het Tandiewe gejuig. Dit is salie. En jy's reg, ons gebruik dit in die tee.
Kan jy onthou waarvoor dit goed is? Dit help jou ontspan en dit maak jou keel beter as jy seer is, het Naledi geantwoord, haar gesig stralend met trots. Johan het van die stoep afgekyk, verstom oor sy dogter se kennis en selfvertroue. Die kind voor hom was so anders as die skaam, teruggetrokke meisie wat hy gedink het hy ken. Teen middagete het hy gesien hoe Tandiewe Naledi gelei het om haar eie toebroodjie te maak, elke bestanddeel op presies dieselfde plek op die kombuiskas, sodat sy dit maklik kon vind. Die vrou het nooit dinge vir haar gedoen nie, maar het geduldig gewag, slegs ingegryp wanneer dit absoluut nodig was. Jy sien, meneer, het Tandiewe later verduidelik terwyl Naledi 'n middagslaapie geneem het. Dit gaan nie daaroor om te sê, jy is blind, so ek sal dit vir jou doen nie. Dit gaan daaroor om te sê, jy kan dit doen en ek is hier as jy my nodig het. Die verskil lyk klein, maar dit verander alles. Teen die tyd dat die son begin sak het, het Johan besef dat hy meer van sy dogter geleer het in een dag as wat hy in jare gedoen het. Hy het ook besef hoe verkeerd hy was om te dink dat 'n luukse huis, die beste skole en al die geld in die wêreld genoeg was. Wat sy dogter regtig nodig gehad het, was tyd, geduld en liefde, 3 dinge wat hy so maklik aan sy besigheid gegee het, maar so min aan haar. Toe Jatter daardie aand van haar sosiale verpligtinge terugkeer, het sy Johan in die tuin gevind, waar hy na Naledi geluister het wat spesiaal vir hom die name van al die krye in haar tuintjie opnoem het. Ek sien julle twee het 'n besige dag gehad, het sy opgemerk, 'n vals vrolikheid in haar stem. Johan het opgekyk, nuwe vasberadenheid in sy oë. Inderdaad. En môre gaan nog besiger wees. Ek het besluit om Naledi skool toe te neem. En daarna gaan ons 'n spesiale projek begin, iets waaraan ons almal kan saamwerk. Die uitdrukking op Jatter se gesig het hom vertel dat die week vorentoe alles behalwe maklik sou wees. Maar vir die eerste keer in 'n lang tyd het hy gevoel asof hy op die regte pad was. Die tweede dag van Johan se ongewone tuisblyweek het bewolk begin, met swaar wolke wat oor Tafelberg gehang het. Hy het vroeg opgestaan voor die res van die huishouding en homself in die kombuis gevind, pogings aanwend om ontbyt voor te berei, iets wat hy nie in jare gedoen het nie. Kan ek help, meneer? Tandiewe se stem het hom laat omkyk. Sy het in die deuropening gestaan, reeds in haar uniform, haar hare netjies in 'n bolla teruggekam. Ek probeer pannekoek maak, het hy erken, na die klonterige beslag wys. Naledi het altyd van pannekoek gehou toe sy klein was. 'n Sagte glimlag het oor Tandiewe se gesig gesprei terwyl sy naderkom, sy hou steeds daarvan. Maar sy verkies dit met heuning en kaneel, nie stroop nie. Jy ken al haar voorkeure en het Johan gevra, eenkant toe staan sodat Tandiewe die beslag kon oorneem. Dit is my werk om te weet, meneer. Nee, het hy gesê, jou werk was om die huis skoon te maak. Wat jy vir Naledi doen, dit gaan ver bo jou pligte. Tandiewe het vir 'n oomblik stil gebly, besig met die beslag. In my kultuur, meneer, sê ons ubuntu 'n mens is 'n mens deur ander mense. Ons is almal verbind. Naledi herinner my aan my suster, ja, maar sy is ook net 'n kind wat liefde nodig het. Johan het teen die kombuiskas geleun, sy arms gevou. Vertel my meer van jou suster. Naledi sê jy het baie van haar geleer. 'n Skade het oor Tandiewe se gesig gegaan terwyl sy die eerste pannekoek in die pan gooi. Bille was 'n ligstraal. Ten spyte van haar blindheid het sy die wêreld helderder gesien as enige iemand wat ek ooit ontmoet het. Sy het my geleer dat ons almal 'n kompas binne ons het. Sommige mense gebruik hul oë om die pad te vind, ander gebruik hul hart. En wat het met haar gebeur? Tandiewe se hand het effens gebewe terwyl sy die pannekoek omgedraai het. Ons was van 'n klein dorpie naby Durban. Toe ons ouers in 'n motorongeluk weggegaan het, was ek 19 en Bille 14. Ek het my studie laat vaar om vir haar te sorg. Ons het gesukkel, maar ons was gelukkig. Ek het as 'n bediende in 'n hotel gewerk en in die aande het ek Bille se bruileboeke saam met haar gelees. 'n Glimlag het vir 'n oomblik teruggekeer. Sy was so slim, slimmer as ek. Sy wou 'n onderwyseres word vir kinders wat blind is, net so sy. Johan kon sien hoe sy haarself regkry, asof sy hierdie stuk van haarself wat sy gedeel het, weer moes toemaak. Maar toe het sy siek geword, het Tandiewe voortgegaan, haar stem gelyk. Die dokters het gesê dit was 'n seldsame infeksie. Ons het nie die geld gehad vir die behandeling wat sy nodig gehad het nie. Teen die tyd dat ons hulp gekry het van 'n liefdadigheidsorganisasie, was dit te laat. Dit spyt my, het Johan sag gesê, skielik bewus van die voorreg wat hy sy hele lewe geniet het. Dankie, meneer.
Na Belle se vertrek het ek na Kaapstad gekom, op soek na 'n nuwe begin. Ek het probeer om die dinge toe te pas wat sy my geleer het, om te sien met meer as net my oë. Tandiewe het die stapel pannekoeke op 'n bord gesit. Toe ek Naledi ontmoet het, was dit asof die lewe my 'n tweede kans gegee het om die lesse wat Bille my geleer het, toe te pas. 'n Klein stemmetjie het vanaf die deur gekom. Is dit pannekoek wat ek ruik? Naledi het in die deuropening gestaan, nog in haar pyjamas, haar hare deurmekaar van die slaap. Jou neus werk perfek, het Tandiewe gelag, haar melancholie in 'n oogwink verdwyn. Jou pa het hulle spesiaal vir jou gemaak. Naledi se gesig het opgehelder. Regtig, pappa? Met 'n bietjie hulp, het Johan geantwoord, oor en skaam oor hoe min hy eintlik bygedra het. Gaan sit, klein vlinder, het Tandiewe gesê. Ek sal die heuning en kaneel kry. Onthou jy waar die eetgerei is? Naledi het geknik en met selfvertroue na die laai beweeg, haar hande die randjies van die kombuiskas volg, totdat sy die regte een gevind het. Met versigtige presisie het sy 3 stelle eetgerei uitgehaal. Uitstekend, het Tandiewe geprys. Jy onthou presies waar alles is. Johan het in verwondering toegekyk. Die vorige aand het hy Tandiewe versoek om hom te wys hoe sy Naledi gehelp het om die huis te navigeer. Tandiewe het hom gewys hoe sy klein tekstuurmerkers op strategiese plekke geplaas het, 'n stukkie fluweelpapier op Naledi se kamerdeur, 'n knoopie op die badkamerdeur, 'n stuk tou wat aan die reëlingpaal by die trappe vasgemaak is. Die sleutel is konsekwentheid, het sy verduidelik. Alles moet altyd op presies dieselfde plek wees. Dan bou die kind 'n kaart in haar kop. Na 'n ruk hoef sy nie eens meer aan die merkers te raak nie, sy onthou bloot waar alles is. Hulle het pas begin eet toe Jatter by die kombuis inkom, reeds aangetrek vir 'n dag in die stad. Wat 'n huislike prentjie, het sy opgemerk, haar stem tussen verwondering en ongeduld. Pannekoek op 'n Dinsdag. Kom sit by ons, het Johan aangebied. Jatter het gehuiwer toe 'n stoel uitgetrek. Net vir 'n oomblik. Ek het 'n vergadering by die galery. Die galery het Naledi gevra. Gaan jy weer kunswerke koop, Tannie Jatter? Johan het die formele aanspreekvorm opgemerk, nie mamma of selfs ma nie, maar Tannie Jatter. Na 3 jaar was daar steeds daardie afstand. Nie vandag nie, skat, het Jatter geantwoord, haar toon sagter wanneer sy direk met Naledi gepraat het. Vandag help ek om 'n nuwe uitstalling voor te berei. Watter soort kuns is dit, het Tandiewe gevra, besig om heuning oor Naledi se pannekoek te drup. Jatter het vir 'n oomblik verras gelyk dat die bediende 'n vraag gerig het. Beeldhouwerke en opkomende kunstenaar van Langa. Beeldhouwerke is die beste kuns vir mense soos ek, het Naledi opgemerk. Ek kan dit voel en verstaan. Die opmerking het Jatter laat stil bly, asof sy nooit aan kuns vanuit hierdie perspektief gedink het nie. Naledi is reg, het Tandiewe ingestem. Kuns hoef nie net met die oë waardeer te word nie. Miskien, het Johan voorgestel, kan ons almal saam na die uitstalling gaan wanneer dit open. Ek dink Naledi sal dit geniet om die beeldhouwerke te voel. Jatter het geaarsel. Die kunstenaar mag dalk nie. Ek sal met die kunstenaar praat, het sy vinnig bygevoeg, iets in Johan se blik vang. Ek is seker ons kan 'n private besigtiging reël. Na ontbyt het Johan in die woonkamer gesit, 'n koppie koffie in sy hand, terwyl hy Tandiewe dopgehou het wat Naledi deur haar oggendroetine gelei het. Hy was verbaas oor die hoeveelheid skoolwerk wat sy dogter gedoen het. Sy het gelees met behulp van 'n brailleboek, wiskunde gedoen met 'n spesiale abakus en musiek geluister op 'n 3-speler met oorfone. Tandiewe het my geleer om die knoppies te voel, het Naledi met trots verduidelik toe sy haar pa se teenwoordigheid gewaar het. Ek kan nou self my gunsteling liedjies kies. Later, terwyl Naledi besig was met haar tuiskoolopdragte, het Johan Tandiewe eenkant toegeneem. Hoekom het Jatter my nooit vertel van al hierdie vooruitgang nie, het hy gevra, sy stem laag gehou. Tandiewe het haar lippe saamgepers. Mef. Van der Merwe, sy het ander prioriteite, meneer. Sy sien Naledi se toestand as 'n probleem om te oorkom of om voor te kompenseer. Sy verstaan nie dat Naledi nie gebreek is nie, sy is net anders. En jy het al hierdie sisteme op jou eie ontwikkel. Baie daarvan het ek van my suster geleer. Ander het ek aangepas uit boeke wat ek by die biblioteek uitgeneem het. Naledi het my ook geleer, sy is so slim en kreatief. Soms kry sy self idees oor hoe om dinge makliker te maak. Johan het homself skaam gevoel, 'n vrou wat skaars meer as die minimumloon verdien, het meer moeite gedoen om sy dogter te help as wat hy ooit het.
Kom wys my, het hy gesê. Wys my alles wat jy haar geleer het. Die res van die dag het verbygegaan in 'n opvoedkundige toer van sy eie huis. Tandiewe het hom gewys hoe sy die badkamer aangepas het sodat Naledi alleen kon bad, met shampoo en haar middels in verskillend gevormde bottels, hoe sy kleurkoderingstelsel gewerk het vir Naledi se klere, met knopies van verskillende vorms wat verskillende kleure aandui, hoe sy audioboeke opgeneem het vir Naledi, haar stem wat stories vertel oor 'n klein meisie wat avonture beleef, net soos Naledi. En hier is die mees spesiale projek, het Tandiewe gesê toe hulle by die tuin kom, 'n afgeslote gedeelte wys waar verskeie kruiplante gegroei het. Ons noem dit die toortuin. Elke plant hier het 'n doel, sommige vir geur, ander vir tekstuur, ander vir medisinale eienskappe. Naledi het hiervan gepraat. Sy sê julle gebruik dit vir 'n skooltaak. Tandiewe het geknik, haar oë helder van opwinding. Haar wetenskaponderwyser het 'n projek gegee oor plante. Die ander kinders gebruik hul oë, maar Naledi gebruik haar hande en neus. Sy gaan 'n voorlegging doen oor hoe plante geïdentifiseer en gebruik kan word deur nie-visuele sintuie. Johan het na die versigtig versorgde tuin gekyk, elke plant duidelik gemerk met braille etikette. Hierdie is baie meer as skoonmaak en kos voorberei, het hy gesê na Tandiewe draai. Jy's 'n onderwyser en gids. Tandiewe het haar skouers opgetrek. Ek help net waar ek kan, meneer. Dit moet stop, het hy gesê, skielik beslissend. Wat moet stop, het sy gevra, haar oë wyd. Hierdie uniform. Hierdie meneer en mevrou. Vanaf vandag is jy nie meer 'n huishulp in hierdie huis nie, Tandiewe. Ek wil hê jy moet Naledi se voltydse oppasser en tutor wees. Hy het vir 'n oomblik geaarsel. Dit is, as jy instem. Met dubbel jou huidige salaris en volle voordele. Tandiewe se hand het na haar mond gegaan, haar oë skielik blink met trane. Meneer, ek weet nie wat om te sê nie. Sê ja, het hy geglimlag. En noem my Johan. Van die hoofhuis se terras het Jatter die interaksie dopgehou, haar arm styf oor haar bors gevou, haar lippe in 'n dun lyn saamgeburs. Die spanning in die eetkamer was so dig dat dit feitelik tasbaar was. Die vier van hulle het om die lang mahoniehouttafel gesit, die klanke van eetgerei op porselein die enigste geluide in die andersins doodstil vertrek. Buite het die son begin sak oor Tafelberg, die laaste strale van daglig wat deur die groot venster skyn en die silwerkandelare laat glinster. Jatter het haar keel skoongemaak, die glas wyn na haar lippe bring. So, het sy uiteindelik gesê, gaan niemand praat oor die olifant in die kamer nie. Johan het opgekyk van sy bord. Ek is nie seker waarvan jy praat nie, Jatter. Kom nou, Johan. Haar stem was kalm, maar daar was 'n ondertoon van woede wat net onder die oppervlak geskuil het. Jy maak 'n groot besluit soos om die huishulp te bevorder tot wat ook al sonder om eers met my te konsulteer. Naledi se hand het na haar waterglas gereik, maar het dit omgestoot in haar senuweeagtigheid. Water het oor die tafel gespat. Jammer, het sy dadelik uitgeroep. Tandiewe het vinnig opgestaan, servet gebruik om die mors op te droog. Dis niks nie, klein vlinder. Net water. Sien jy, het Jatter gesê, na die interaksie wys. Dit is presies waaroor ek bekommerd is. Jy laat hierdie vrou toe om haar so te behandel asof sy 'n baba is. Sy moet leer om haar eie gemors op te ruim. Jatter, het Johan gewaarsku, nie nou nie. Dan wanneer, Johan? Jy is nooit hier nie. Jy kom huis toe en skielik dink jy kan alles verander. Tandiewe het teruggegaan na haar stoel, haar oë afwaarts gerig. Naledi, het Johan sag gesê, hoekom gaan jy en Tandiewe nie in die kombuis 'n nagereg kry nie? Ek dink daar's roomys in die vrieskas. Naledi het opgekyk, haar blinde oë in die algemene rigting van haar pa se stem. Is tannie Jatter kwaad vir Tandiewe, pappa? Asseblief moenie vir Tandiewe wegstuur nie. Die kind se onmiddellike bekommernis het Johan se hart laat saamtrek. Hoeveel keer het sy dogter al hierdie soort spanning ervaar? Hoeveel keer was sy bang dat iemand vir wie sy lief was, sou weggaan? Niemand stuur vir Tandiewe weg nie, het hy verseker. Ek beloof. Ons moet net 'n groot menspraatjie hê. Nadat Tandiewe en Naledi die eetkamer verlaat het, het Johan diep ingasemming geneem en sy vrou aangesig tot aangesig gekonfronteer. Nou kan ons openlik praat, het hy gesê. Wat pla jou regtig, Jatter? Jatter het haar wyn in een sluk gedrink en die glas hard op die tafel neergesit. Wat my pla? Jy vra wat my pla?
Jy's 3 jaar lank skaars tuis. Ek moet hier bly en probeer om 'n ma te wees vir 'n kind wat duidelik nie vir my wil hê nie. Dan kom jy terug en sien hoe die huishulp met haar speel, en skielik is sy die antwoord op al ons probleme. Dit is meer as speel, het Johan gesê, sy stem laag, maar ferm. Tandiewe het meer gedoen om Naledi te help as enige iemand anders in haar lewe, insluitend myself. So, dit is dit. Skuldgevoelens. Jy sien 'n bediende wat jou werk as ouer doen en besluit om haar te bevorder eerder as om self die verantwoordelikheid te neem. Die woorde het Johan soos 'n vuishou in die maag getref, deels omdat daar waarheid in was. Ja, het hy uiteindelik erken. Daar is skuldgevoelens. Ek het my dogter in die steek gelaat. Ek het haar aan jou oorgelaat en aan betaalde hulp, terwyl ek besig was om my besigheid te bou. Maar hierdie week het my oë oopgemaak vir wat Naledi regtig nodig het. En dit is iemand wat haar sien vir wie sy is, nie vir wat sy nie kan doen nie. Heater se oë het vernou. So ek is die probleem. Ek sien haar nie reg nie. Johan het sy kop stadig geskud. Het jy ooit op die vloer gesit en met haar gespeel, Heater? Het jy ooit tyd spandeer om te leer hoe sy die wêreld ervaar? Wanneer laas het jy werklik geluister na wat sy te sê het, eerder as om haar te sê wat om te doen en hoe om dit te doen? Die vraag het in die lug gaan, swaar met die implikasie. Dis nie regverdig nie, het Heater gefluister, haar oë skielik blink. Ek het probeer. Jy weet nie hoe moeilik dit was nie. Sy is nie my kind nie, Johan. Ek het geen idee gehad wat om te doen met 'n blinde stiefdogter nie. En tog het Tandiewe, 'n vrou wat jy as net 'n skoonmaker sien, presies geweet wat om te doen. Heater se gesig het verhard. So dit is hoe dit gaan wees. Jy kies hierdie vreemdeling bo my. Johan het sy hande oor die tafel uitgestrek, Heater se probeer neem, maar sy het hulle weggetrek. Ek kies nie tussen julle nie, het hy sag gesê. Ek kies wat die beste is vir my dogter. En reg nou is dit Tandiewe se kennis en geduld. En wat van my? Is ek net veronderstel om eenkant te staan en te kyk hoe 'n ander vrou 'n moeder word vir my stiefdogter? Nee, het Johan gesê. Jy's veronderstel om te kyk na wat Tandiewe doen en daarvan te leer. Sy is nie hier om jou te vervang nie, Heater. Sy is hier om ons almal te help om beter te wees vir Naledi. Heater het opgestaan, haar servet op die tafel gegooi. En het jy ooit gedink om my te vra of ek wil leer? Of het jy net aangeneem dat ek 'n vreeslike stiefma is wat nie omgee nie? Wanneer laas het jy gedemonstreer dat jy wil leer, het Johan teruggevra. 2 dae gelede het ek jou gevra om saam met ons te kom kyk wat Tandiewe en Naledi doen. Jy het verkies om na die spa te gaan. Die trane wat Heater so hard probeer terughou het, het uiteindelik geval. Jy verstaan nie, het sy gesê, haar stem gebreek. Ek het jou ontmoet en verlief geraak op die dinamiese, aantreklike sakeman. Ek het nie besef dat ek ook 'n kind in die proses sou kry nie, 'n kind met spesiale behoeftes wat ek nie verstaan nie. Ek wou vir jou 'n goeie vrou wees, Johan. Ek het regtig probeer om vir Naledi 'n goeie stiefma te wees. Maar elke keer as ek naby haar kom, is dit asof sy my wegstoot. Kinders voel spanning aan, Heater. Hulle voel wanneer iemand ongemaklik is rondom hulle. Naledi mag dalk blind wees, maar sy kan waarskynlik jou angstigheid voel wanneer jy met haar werk. So dit is my skuld. Heater se stem was skerp. Omdat ek nie weet hoe om 'n gestremde kind te hanteer nie. Nee, het Johan sag gesê. Dit is niemand se skuld nie. Maar jy sien, dit is juist die probleem. Jy sien Naledi as 'n gestremde kind om te hanteer eerder as net 'n kind om lief te hê. Die woorde het tussen hulle gehang, die waarheid daarvan wat in die lug bols. En jy is so volmaak. Die pa wat meer tyd in die raadsaal as by sy eie huis spandeer. Heater se woorde was skerp, maar daar was meer pyn as woede in hulle. Johan het sy hande oor sy gesig gevryf. Nee. Ek is ver van volmaak. Ek het my dogter in die steek gelaat toe sy my die meeste nodig gehad het. Ek het myself oortuig dat geld en stabiliteit genoeg was, dat ek vir ander mense kon betaal om die emosionele deel te hanteer. So jy doen presies dieselfde as wat jy my van beskuldig, jy betaal iemand anders om die ma te wees. Die verskil, het Johan sag gesê, is dat ek my fout nou besef. Ek gaan verander, Heater. Ek gaan meer tuis wees. Ek gaan my dogter leer ken. Heater het stadig teruggaan na haar stoel. En waar laat dit my? Die mislukking van 'n stiefma wat net in die pad staan.
Johan het diep gesug. Dit laat jou presies waar jy wil wees, Jatter. Jy kan kies om deel te wees van hierdie verandering, of jy kan kies om voort te gaan soos tevore. Maar weet dit, Tandiewe bly. Sy is nou deel van Naledi se lewe en sy bring iets wat ons almal nodig het. En as ek nie kan nie, het Jatter sag gevra. As ek nie kan wees wat Naledi nodig het nie. Die vraag het tussen hulle gehang, swaar met implikasies oor hulle toekoms. Dan moet ons almal eerlik met onsself wees oor wat dit beteken, het Johan uiteindelik geantwoord. Die stilte wat gevolg het, was meer welsprekend as enige woorde kon wees. Vanuit die kombuis het sagte gelag gekom, Naledi se kinderlike giggel en Tandiewe se warm, melodieuse lag. Die kontras met die spanning in die eetkamer kon nie skerper gewees het nie. Gaan praat met hulle, het Johan voorgestel. Nie as die dame van die huis of as 'n stiefma met iets te bewys nie. Praat met hulle as 'n mens wat wil verstaan. Jatter het geaarsel, toe stadig opgestaan. By die deur het sy omgedraai. Ek het regtig probeer, Johan, het sy gefluister. Ek weet, het hy gesê. Maar miskien het ons almal op die verkeerde manier probeer. Terwyl hy alleen by die eetkamertafel gesit het, het Johan teruggedink aan die afgelope 3 jaar. Hoe hy en Jatter ontmoet het by 'n liefdadigheidsgala net 6 maande na sy eerste vrou se afgang. Hoe hy, rou van verlies en oorweldig deur die verantwoordelikheid om alleen 'n blinde dogter groot te maak, Jatter se sekuriteit en vasberadenheid aantreklik gevind het. Hoe hy homself oortuig het dat Naledi 'n moederfiguur nodig gehad het, al was dit duidelik dat sy en Jatter nooit regtig 'n band gevorm het nie. Die waarheid was dat hy Jatter gekies het vir homself, nie vir Naledi nie. En nou moes hulle almal die gevolge dra. 'n Sagte klop by die deur het hom uit sy gedagtes geruk. Tandiewe het daar gestaan, ongemaklike uitdrukking op haar gesig. "Verskoon my, meneer." Johan het sy reggestel. "Naledi vra of jy saam met ons roomys wil kom eet. Sy is bekommerd dat julle kwaad is vir mekaar." Johan het met 'n hartseer glimlag opgestaan. "Is Jatter daar?" "Ja," het Tandiewe geknik. "Sy sit langs Naledi. Hulle praat oor die galery en die beeldhouwerke." Dit was 'n klein begin, maar miskien was dit genoeg. "Ek kom nou," het hy gesê, opstaande. Dit was tyd om sy familie te herdefinieer, een moeilike gesprek op 'n slag. Die vroeë oggendlig het deur die vensters van die hoofslaapkamer geskyn, die gedempte klank van koffers wat gepak word wat die stilte verbreek het. Johan het in die deuropening gestaan, sy gesig uitdrukkingloos terwyl hy sy vrou dopgehou het wat netjies 'n stapels klere uit die laai verwyder het. "So, dit is jou besluit," het hy gesê, sy stem nie beskuldigend nie, net moeg. Jatter het nie opgehou met haar sistematiese pak nie. "Dit is nie 'n permanente besluit nie. Ek het net ruimte nodig, Johan. Ruimte om te dink." "Waar gaan jy bly?" "By my suster. Net vir 'n paar dae." Sy het opgekyk, haarlok uit haar oë vee. "Wees eerlik, Johan. Is dit nie beter so nie?" Hy het stadig die kamer binnegekom, op die rand van die bed gaan sit, versigtig om nie haar presies gevoude stapels klere te versteur nie. "Ek dink jou vertrek mag dinge makliker maak in die kort termyn. Maar ek's nie seker of dit ons huwelik gaan help nie." "Is daar nog 'n huwelik om te help?" het sy sag gevra, haar hande op haar skoot stil word. "Die afgelope 3 dae het my laat besef hoe min ek werklik in hierdie huis inpas. Jy en Naledi en nou Tandiewe. Julle 3 vorm reeds 'n gesin. Daar's geen plek vir my nie." "Dis nie waar nie," het Johan gesê, maar selfs vir hom het die woorde hol geklink. Die waarheid was dat Jatter reg was, daar was 'n nuwe dinamiek in die huis, een waarin sy meer 'n buitestander as 'n deelnemer was. "Dit is waar," het sy gesê, nie kwaad nie, net feitelik. "Ek het probeer, Johan. Op my manier het ek regtig probeer. Maar ek het nooit geweet hoe om met Naledi te kommunikeer nie. Ek was bang om foute te maak, bang dat ek haar sou beseer, bang dat ek nooit die soort ma sou wees wat sy nodig het nie. Jy kon met my gepraat het." Jatter se lag was sonder humor. "Wanneer, Johan? Tussen jou oorseese reise en laat nagte by die kantoor. Jy was so besig om jou besigheid te bou dat jy nie eens opgemerk het hoe ek sukkel nie." Die beskuldiging het Johan laat stil bly, die waarheid daarvan onontkenbaar. "Ek wil nie die blame verskuif nie," het Jatter voortgegaan, meer sag. "Ons het albei foute gemaak. Ek het aangeneem ek kon 'n kind grootmaak sonder om eers te leer hoe. Jy het aangeneem dat geld en stabiliteit genoeg was.
Ons was albei verkeerd. En nou? Nou neem ek 'n blaaskans, 'n paar dae om perspektief te kry. Sy het die laaste paar items in haar koffer gesit en dit toegemaak. Ek moet iets aan jou beken, Johan. Toe jy vir Tandiewe gevra het om Nalede se voltydse oppasser te word, was ek kwaad. Nie net omdat jy my nie geraadpleeg het nie, maar omdat sy iets reg gekry het wat ek nooit kon nie. Sy het Nalede se vertroue gewen. Johan het haar hand geneem, verras dat sy dit toegelaat het. Dis nie 'n kompetisie nie, Jater. Vir my het dit so gevoel, het sy sag gesê. Dit het gevoel asof ek heeltyd teen 'n spook kompeteer, Marina se spook, Nalede se regte ma. En nou kompeteer ek teen hierdie vrou wat alles reg doen wat ek verkeerd doen. 'n Sagte klop by die deur het hulle aandag getrek. Tandiewe het daar gestaan, ongemaklik, haar oë afwaarts. Verskoon my, het sy gesê. Nalede vra of sy vermif. Van der Merwe kan groet voordat sy vertrek. Jater se gesig het versag. Hoe weet sy geweet ek vertrek? Tandiewe het verleë gelyk. Sy het die tasse gehoor. Haar gehoor is baie skerp. Natuurlik is dit, het Jater gesig. Nog iets wat ek nooit regtig verstaan het nie. Sy is in haar kamer, het Tandiewe gesê. Maar ek kan haar bring. Nee, het Jater haar onderbreek, opstaande. Ek sal na haar gaan. Sy het na Johan gekyk. Kan jy my 'n oomblik alleen met haar gee? Asseblief. Johan het geknik, gewonder wat sy aan sy dogter wou sê. Ek sal die koffie maak, het hy gesê, verby Tandiewe beweeg. Na 'n oomblik het Tandiewe omgedraai om hom te volg, maar Jater se stem het haar gestop. Tandiewe, kan jy asseblief bly? Ek dink ek het jou hulp nodig. Die verrasking op die ander vrou se gesig was duidelik. Natuurlik, mevrou. Johan het die deur agter hom toegetrek, sy nuuskierigheid opgewek deur hierdie onverwagte wending. In die kombuis het hy stadig koffie voorberei, sy gedagtes in wanorde. Was dit die einde van sy huwelik? Of net 'n tydelike skeiding wat hulle sou help om mekaar beter te verstaan? Hy was nie seker nie. En nog meer onrusbarend, hy was nie seker of hy wou hê dat Jater moes terugkom nie. Die afgelope 3 dae met Nalede en Tandiewe het hom 'n ander soort huislike geluk gewys, een wat gevul was met warmte en lag eerder as spanning en stiltes. Maar dit was nie regverdig teenoor Jater nie, het hy homself herinner. Hy het haar die aand van Marina se begrafnisresepsie ontmoet, verlore en alleen. Miskien was hulle verhouding van die begin af tot mislukking gedoem, gebou op hartseer en eensaamheid eerder as liefde en begrip. Byna 'n uur later het Tandiewe by die kombuis ingestap, haar gesig ernstig. Hulle is klaar, het sy gesê, na 'n koppie koffie ryk wat lankal koud was. Mef. Van der Merwe wil jou in Nalede se kamer sien. Was dit 'n moeilike gesprek, het hy gevra. Tandiewe het vir 'n oomblik stil gebly. Dit was 'n eerlike gesprek, meneer. Soms is dit al wat nodig is. Toe hy by Nalede se kamer kom, het Johan 'n toneel aangetref wat hy nooit verwag het nie. Jater en Nalede het saam op die bed gesit, 'n groot fotoalbum oop tussen hulle. Jater se oë was rooi van huil, maar haar gesig was kalmer as wat hy dit in maande gesien het. Nalede wys my haar fotoalbum, het sy verduidelik toe hy inkom. Foto's van haar en Marina. Johan het by die deur gevries, sy hart wat oombliklik vinniger klop by die noem van sy oorlede vrou se naam. Dit was 'n onuitgesproke reël in die huis dat hulle selde van Marina gepraat het, deels om Nalede te beskerm, maar meerendeels, het hy nou besef, om homself te beskerm van die pyn. Jy kan nie die foto's sien nie, het Jater aan Nalede gesê, maar die album het beskrywings in braille. Tandiewe het my vertel dat sy dit vir jou gedoen het. Nalede het geglimlag, haar vingers wat oor die bladsye beweeg. Tandiewe het my gehelp om te onthou. Sy sê dis belangrik om goeie herinneringe te hou. Jater het opgekyk, haar oë wat Johansen ontmoet. Sy het reg, dis baie belangrik. Iets het tussen hulle beweeg, 'n stil begrip, 'n oomblik van verbinding wat hulle in maande nie gedeel het nie. Nalede het my vertel hoe jy haar ma ontmoet het Jater gesê. Hoe jy haar koffie oor haar gegooi het by 'n konferensie en haar nuwe blouse betaal het. Johan het geglimlag by die herinnering, 'n soete pyn in sy hart. Sy het my nooit vergeet dat ek die verkeerde kleer gekoop het nie. Sy het gesê dit was bewyse dat mans nie inkopies alleen moet doen nie.
Hulle het saam gelag en vir die eerste keer het Johan besef dat dit oukei was om van Marina te praat, dat dit gesond was vir Naledi om haar ma te onthou en gesond vir hom om die pyn te verwerk in plaas van dit te vermy. Ek moet gaan, het Jatter gesê, die album versigtig toemaak. My suster wag vir my. Gaan jy terugkom, Tannie Jatter, het Naledi gevra, haar gesig opgehef. Jatter het die kind se hand geneem. Ek sal, my skat. Nie noodwendig om te bly nie, maar om jou te sien. Om jou beter te leer ken. Sou jy dit wil hê? Naledi het geglimlag, 'n warm, egte glimlag. Ja, het sy gesê. Ek dink ek sou dit wil hê. Toe Jatter opgestaan het, het haar gesig 'n kalm vasberadenheid gehad wat Johan nog nie tevore gesien het nie. Tandiewe en ek het gepraat, het sy aan hom gesê terwyl hulle die trappe afgestap het. Sy het my haar benadering verduidelik. Hoe sy Naledi eerste as 'n kind sien en eers dan as blind. Hoe sy wys dat sy daar is om te help, maar nooit aanneem dat Naledi nie iets kan doen nie. Sy is 'n wyse vrou, het Johan gesê. Ja, sy is. Jatter het by die voordeur gestop, haar tasse reeds in die motor gepak. Ek het haar gevra of sy my sou leer. Nie hoe om 'n ma vir Naledi te wees nie, dit was my fout van die begin af. Om te dink dat ek Marina kon vervang. Maar om 'n vriendin vir haar te wees, bondgenoot. En wat het sy gesê? Sy het gesê dit sou 'n voorreg wees. Jatter het diep asem gehaal. Wanneer ek terugkom, wil ek graag help met Naledi se tuinprojek. Tandiewe sê daar's 'n deel wat nog ontwikkel moet word, 'n taktiele kaart van die tuin. Ek dink my ontwerpvaardighede kan help. Die aanbod was so onverwags, so anders as enige iets wat Jatter voorheen voorgestel het, dat Johan vir 'n oomblik sprakeloos was. Dit sou wonderlik wees, het hy uiteindelik gesê, sy hart vol met 'n emosie wat hy nie kon benoem nie, nie liefde nie, presies, maar waardering en respek. Johan, het Jatter gesê, haar hand op sy arm, ek weet nie waar ons gaan eindig nie. Maar ek dink nie ons kan aangaan soos voorheen nie. Ek het in 'n huis vol afstand en stilte gelewe, waar ek gevoel het ek kon nooit die regte ding sê of doen nie. Ek wil nie so lewe nie. Ek ook nie, het hy sag gesê. Ons het almal verander, Jatter. Miskien het ons net ruimte nodig om uit te vind wat dit beteken. Sy het geknik, toe op haar tone gestaan om 'n sagte soen op sy wang te plaas. Dankie, het sy gefluister. Vir altyd wat goed was. Terwyl hy haar kar die oprit sien afgaan het Johan gevoel asof 'n hoofstuk toegemaak het. Wat volgende sou kom, was nog onduidelik, maar vir die eerste keer in 'n lang tyd het hy gevoel asof hulle almal in die rigting van eerlikheid beweeg het, in plaas van te probeer om 'n illusie in stand te hou wat niemand gelukkig gemaak het nie. Is Tannie Jatter weg? Naledi se stem het hom laat omkyk. Sy het in die portaal gestaan, tandiewe langs haar. Ja, het hy gesê. Maar sy het beloof om terug te kom om jou te sien. Sy het vir my gesê sy's jammer, het Naledi gesê, haar klein gesig ernstig. Sy het gesê sy weet nie hoe om 'n ma te wees nie, maar sy wil leer hoe om 'n vriendin te wees. Ek dink ek sal dit meer van hou. Die wysheid in sy dogter se woorde het Johan laat besef hoeveel hy haar onderskat het oor die jare, hoe hy aangeneem het dat haar blindheid haar ook verhinder het om die waarheid te sien wat reg voor hulle almal was. Ek dink ons almal sal dit meer van hou, skattebol, het hy gesê, sy arm om haar skouers sit. Nou, wat wil jy vandag doen? Naledi se gesig het opgehelder. Kan ons aan my wetenskapprojek werk? Ek wil graag die kruietuin uitbrei met plante wat medisinale eienskappe het. Dit klink na 'n uitstekende plan, het hy gesê, 'n glimlag deel met Tandiewe, wie se oë warm was met goedkeuring. Hoekom wys jy nie vir my presies wat jy in gedagte het nie? Die son het helder geskyn toe hulle na die tuin gestap het, Naledi wat tussen hulle loop, haar hand gemaklik in Tandiewe sin, die ander hand wat die lig verken met die selfversekerdheid van iemand wat haar plek in die wêreld gevind het. 2 maande het verbygegaan, die Kaapse winter wat stadig sy greep verslap het, terwyl die eerste tekens van lente begin wys het in die tuin wat Naledi en Tandiewe so versigtig versorg het. Die huis in Clifton het 'n metamorfose ondergaan, nie in terme van die fisiese struktuur nie, maar in die atmosfeer wat daarin geheers het. Johan het by die kombuistafel gesit, sy rekenaars en leers uitgesprei terwyl hy deur 'n kontrak gewerk het. Die verandering in sy skedule was drasties, van 'n man wat skaars tuis was, het hy nou die meeste van sy werk van die huis af gedoen, slegs 2 dae per week in die kantoor spandeer en alle oorseese reise tot die absolute minimum beperk.
Papa, het Nalede gevra terwyl sy die kombuis binnekom, haar hand liggies langs die muur om haar rigting te behou, kan jy my help met my wetenskapprojek? Ek moet 'n praatjie voorberei vir die Wetenskap Expo volgende maand. Johan het opgekyk, steeds verstom oor hoe selfversekerd sy nou deur die huis beweeg het. Natuurlik, skattebol. Waaroor gaan jou praatjie weer? Medisinale plante wat deur aanraking en reuk geïdentifiseer kan word, het sy gesê, haar gesig opgewonde. Ek gaan nie net oor die plante praat nie, maar ook oor hoe mense wat nie kan sien nie, hulle kan gebruik en identifiseer. Dit klink uitstekend, het Johan gesê. Wanneer kom Tandiewe terug van die dokter? Miskien kan sy ook help. Sy het gesê sy sal teen 2 uur terug wees. Nalede het haar kop skielik opgelig. O, ek dink ek hoor 'n motor. Johan het na sy horlosie gekyk, slegs 11 uur. Dit kon nie Tandiewe wees nie. Hy het opgestaan en deur die venster gekyk, verras om Jatter se slanke silhouet te sien uitklim van haar sportmotor. Dis Tannie Jatter, het hy sag gesê. Nalede se gesig het opgehelder. Regtig. Sy het gesê sy sou kom, maar ek het nie geweet wanneer nie. Die verandering in sy dogter se reaksie op Jatter se besoeke was een van die mees verrassende ontwikkelinge van die afgelope 2 maande. Wat begin het as ongemaklike, geforseerde interaksies het stadig verander in iets meer gemaklik, selfs genotvol. Die voordeurklokkie het gelei en Nalede het vinnig in daardie rigting beweeg, haar hand wat die rand van die meubels volg met 'n gemaklike vertroudheid. Ek maak oop, het sy uitgeroep. Johan het haar gevolg, nog steeds instinktief bekommerd, maar hy het homself gedwing om terug te staan. Nalede het die sekuriteitskode met selfvertroue ingetik, Tandiewe het die knoppies met klein verhewe kolletjies gemerk en die deur oopgemaak. Tannie Jatter, het sy uitgeroep. Jatter het ingestap, 'n groot tas in haar hande, haar gesig wat ophelder met 'n warm glimlag toe sy Nalede sien. Hallo, pragtige meisie. Ek het 'n verrassing vir jou. Johan het in die ingangsportaal bly staan, die verandering in sy vrou, of was dit sy gewese vrou? Hulle status was nog onduidelik, opgemerk. Sy het anders gelyk, meer ontspanne. Haar hare was korter gesny in 'n stylvolle bob, haar kleredrag meer prakties as die ontwerpersuitrustings wat sy voorheen verkies het. Johan, het sy met 'n glimlag gegroet. Jy lyk goed. Die tuisblypaarrol pas jou. Hy het geglimlag, die gemak tussen hulle 'n aangename verrassing. Jy lyk ook goed, Jatter. Gelukkiger. Ek voel gelukkiger, het sy gesê, haar tas neersit. My nuwe kursus hou my besig. Het ek jou vertel dat ek teruggegaan het universiteit toe? Nee, het hy gesê, verras. Wat studeer jy? Argitektuur, het sy gesê, en blos van opgewondenheid op haar wange. Ek het altyd daarvan gedroom, maar dit tersyde gestel vir modellering en toe later verwel vir die huwelik. Daar was geen bitterheid in haar woorde nie, net 'n feitelike erkenning. Dis wonderlik, het hy gesê, en hy het dit bedoel. Maar kom kyk wat ek vir Nalede gebring het sy gesê, na die kinddraai wat gretig langs haar gestaan het. Uit haar tas het Jatter 'n modelgebou gehaal, pragtig gedetailleerd, maar vereenvoudig, ongeveer 1 meter lank. Dit is 'n model van die Wetenskap Expo se gebou, het sy verduidelik, dit op die koffietafel in die sitkamer plaas. Ek het dit spesiaal ontwerp sodat jy dit kan voel en die uitleg kan verstaan voordat jy daar aankom. Nalede se hande het oor die model beweeg, haar vingers wat elke detail verken het. Dis ongelooflik, het sy gefluister. Ek kan voel waar die deure is en die trappe. Elke tekstuur verteenwoordig iets anders, het Jatter verduidelik. Glad is glas, grof is mure en hierdie geriffelde oppervlak is trappe. Ek het selfs klein etikette in braille bygevoeg. Johan het verstom toegekyk. Die moeite wat in die model ingegaan het, moes ure se werk geverg het. Wanneer het jy tyd gevind om dit te doen? Jatter het haar skouers opgetrek. Na weke. Aande. Dit was eintlik 'n projek vir een van my klasse, universele ontwerp vir mense met spesiale behoeftes. Ek het dadelik aan Nalede gedink. Die deur het weer oopgegaan en Tandiewe het ingekom, vroeër terug as wat verwag is. Tandiewe, het Nalede uitgeroep. Kom kyk wat Tannie Jatter gebring het. Die 2 vroue het mekaar met 'n gemaklikheid gegroet wat Johan nog steeds verrassend gevind het. Na die aanvanklike spanning was daar nou 'n soort stille respek tussen hulle, selfs 'n vriendelikheid. Mef. Van der Merwe, het Tandiewe gegroet, meer formeel as wat sy met Johan praat,
maar sonder die onderdanigheid van voorheen. Asseblief, Tandiewe, ek het jou al 'n dosyn keer gevra om my Jatter te noem, het die ander vrou geglimlag. Ou gewoontes, het Tandiewe toegegee met 'n glimlag. Toe het sy die model opgemerk. Wat 'n pragtige stuk werk. Jatter het dit gemaak sodat ek kan voel hoe die expo-gebou lyk, het Naledi opgewonde verduidelik, haar hande steeds besig om die model te verken. Dit is baie deurdagte werk, het Tandiewe gesê, duidelik beïndruk. Die detail is uitstekend. Ek het gehoop jy sou dit goedkeur, het Jatter gesê, en daar was 'n flits van iets in haar oë, 'n behoefte aan validasie van die vrou wat so natuurlik met Naledi omgegaan het. Ek het jou raad gevolg oor die verskillende teksture. Dit is perfek, het Tandiewe verseker. Naledi, hoekom wys jy nie vir Jatter jou plantejoernaal nie? Dit het so mooi gevorder sedert haar laaste besoek. Terwyl Naledi opgewonde na haar kamer gehardloop het om haar joernaal te kry, het die 3 volwassenes in die sitkamer agtergebly, hulle dinamiek nog steeds niet, maar aansienlik meer ontspanne as 2 maande tevore. Hoe gaan dit werklik met haar, het Jatter sag gevra. Uitstekend, het Tandiewe geantwoord. Haar selfvertroue groei elke dag. Haar onderwyser sê sy's een van die beste studente in die klas en haar braille lees verbeter vinnig. In die wetenskapprojek het Jatter gevra haar oë na Johan. Sy is besig om 'n ster te word, het hy met trots gesê. Die skool het haar gekies om die hele graad 6 by die District Expo te verteenwoordig. Haar projek oor plante wat deur aanraking en reuk geïdentifiseer kan word, het almal beïndruk. Dit was jou idee, Tandiewe, het Jatter erken. Jy het die saadjie geplant, letterlik en figuurlik. Tandiewe het bescheiden geglimlag. Naledi het altyd 'n liefde vir plante gehad. Ek het dit net gekanaliseer in 'n rigting wat haar sterkpunte beklemtoon eerder as haar beperkings. Die manier waarop sy dit gesê het, so eenvoudig en direk, het weer Johan laat besef hoekom Tandiewe so 'n transformerende invloed op hulle almal gehad het. Sy het nooit Naledi se blindheid as 'n tragedie gesien nie, maar eerder as 'n ander manier om die wêreld te ervaar. Naledi het teruggekeer met haar joernaal, 'n dik boek met braille notas en gedroogde plantmonsters. Kyk, Tannie Jatter, het sy gesê, die boek na die algemene rigting van Jatter uithou. Ek het al 20 plante gedokumenteer. Tandiewe help my om die medisinale eienskappe op te skryf, en pappa help my om dit in braille te vertaal. Dit is indrukwekkend, het Jatter gesê, deur die bladsy blaai. Hierdie is so professioneel gedoen. Ek het 'n vriendin by die botaniese tuin, miskien kan ons 'n spesiale toereël sodat jy nog plante kan voel en dokumenteer. Naledi se gesig het opgehelder. Regtig? Dit sou wonderlik wees. Ek sal haar vandag nog bel, het Jatter beloof. Toe het sy na Johan en Tandiewe gekyk. As dit oukei is met julle twee, natuurlik. Dit is 'n uitstekende idee, het Tandiewe gesê, en Johan het instemmend geknik. Die res van die dag het verbygegaan in 'n gemaklike ritme wat Johan nooit sou kon voorsien het 2 maande tevore nie. Jatter het saam met hulle middagete geëet, toe saam met Naledi en Tandiewe in die tuin gewerk, terwyl Johan aan sy kontrakte voortgewerk het. Later, terwyl Tandiewe Naledi gehelp het om voor te berei vir haar swemlus, het Johan en Jatter alleen in die tuin gesit, koffie drink. Dankie, het hy gesê. Waarvoor? Vir hoe jy met Naledi is. Vir die model. Vir alles. Jatter het haar koppie neergesit. Moet my nie te veel krediet gee nie, Johan. Dit was Tandiewe wat my geleer het hoe om werklik met Naledi te kommunikeer, hoe om haar eers as 'n kind te sien en dan as 'n kind wat blind is. Sy het geglimlag. Dis ironies, eintlik. Toe ek hier was, het ek gevoel asof ek kompeteer met Tandiewe. Nou voel dit asof ons 'n span is, selfs al woon ek nie meer hier nie. Is jy gelukkig? By jou suster? Ja, het sy gesê sonder huiwering. Ek het my eie ruimte, my eie lewe. Ek het weer begin skilder, iets wat ek nie gedoen het sedert ons getroud is nie. En die argitektuurkursus is uitdagend, maar bevredigend. Sy het hom met 'n deurdringende blik beskou. En jy? Is jy gelukkig met hierdie nuwe reëling? Verrassend, ja, het hy erken. Ek mis aspekte van my ou lewe, die adrenalien van besigheidsonderhandelinge, die konstante uitdagings. Maar wat ek gekry het in ruil om Naledi te sien floreer, om werklik deel te wees van haar lewe, dit is onvervangbaar. Jatter het geglimlag. En Tandiewe? Julle twee lyk gemaklik saam.
Johan het sy koffie geroer, onseker hoe om te reageer. Die waarheid was dat hy en Tandiewe 'n gemaklike verhouding ontwikkel het, een van wederwysige respek en waardering, maar niks meer nie. Ten minste nog nie. Ons werk goed saam, het hy uiteindelik gesê. Sy is 'n buitengewone vrou. Ja, dit is sy, het Jatter ingestem. Toe het sy vorentoe geleun. Johan, ek dink dit is tyd dat ons oor die toekoms praat. Oor ons toekoms of die gebrek daaraan. Hy het geknik, wetend dat hierdie gesprek onvermydelik was. Jy's reg. Ek dink ons moet ons huwelik formeel beëindig, het sy sag gesê, nie met bitterheid nie, maar met finaliteit. Ons was albei lank genoeg apart om te weet dat dit die regte besluit is. Ons was nooit regtig reg vir mekaar nie, Johan. Ons het mekaar om die verkeerde redes gevind. Ek is jammer, het hy gesê en gemeenskap dit. Ek ook. Maar ek is nie spyt oor die tyd wat ons saam spandeer het nie. Dit het my by hierdie oomblik gebring, by 'n plek waar ek meer myself is as wat ek in jare was. Johan het haar hand oor die tafel geneem, haar vingers saggies druk. Ek wil hê jy moet weet dat jy altyd welkom sal wees in Nalede se lewe. Jy het 'n plek in haar hart, Jatter. Trane het in haar oë verskyn. Dankie. Dit beteken meer vir my as wat jy besef. Die geluid van Nalede se lag het deur die oop venster gekom, 'n helder, vreugdevolle klank wat die lug gevul het met beloftes vir die toekoms. Johan en Jatter het albei opgekyk, glimlagte op hul gesigte. Sy is 'n buitengewone kind, het Jatter gesê. Ja, het Johan ingestem, sy hart vol met 'n vader se trots. Sy is. Die son het begin sak oor die Atlantiese Oseaan, goue strale wat oor die tuin dans wat sy dogter met soveel liefde versorg het, 'n tuin wat, net soos hulle almal, baie anders was as 'n paar maande tevore, maar baie mooier. Die dag van die Wetenskap Expo het aangebreek, helder en sonnig, asof die natuur self goedkeuring gegee het. Die groot saal van die Kaapstad Konferensiesentrum was besig om te vul met opgewonde kinders, trotse ouers en beoordelaars met ernstige gesigte en klipborde. Tandiewe het die laaste aanpassings aan Nalede se uitstalling gemaak, sorgvuldig die kruieplante rangskik wat hulle saamgebring het vir die demonstrasie. Johan het langs sy dogter gestaan, sy hand bemoedigend op haar skouer. Nalede was pragtig in haar skooluniform, haar donker hare netjies gevleg in 'n Franse vlegsel wat Tandiewe daardie oggend vir haar gedoen het. Is jy senuweeagtig, skattebol, het hy sag gevra. Nalede het haar kop geskud, 'n selfversekerde glimlag op haar gesig. Nee, pappa. Ek is opgewonde. Ek weet my projek is goed. Tandiewe en ek het baie hard daaraan gewerk. Johan het na Tandiewe gekyk, wie se oë warm was met trots. Die laaste 6 maande het 'n onbreekbare band tussen die twee gesmee, 'n verhouding gebaseer op wederwysige respek en 'n gedeelde liefde vir die kind wat nou so vol selfvertroue tussen hulle gestaan het. Is jou toespraak gereed, het Tandiewe gevra, die laaste plante in posisie plaas. Ja, het Nalede gesê, haar hand instinktief na die klein kaartjies reik wat Tandiewe vir haar voorberei het, papier met verhewe breilepunte wat haar sou help om haar aanbieding te volg. Kyk wie's daar, het Johan gesê, 'n bekende figuur in die skare sien wat na hulle kant toe beweeg het. Nalede. Johan. Tandiewe. Jatter se stem was warm toe sy naderkom, 'n elegante figuur in 'n eenvoudige, maar stylvolle uitrusting. Ek hoop ek's nie laat nie. Die verkeer was verskriklik. Tannie Jatter het Nalede uitgebreek, haar arms uitstrek. Jatter het haar styf omhels, duidelik verras, maar ook ingenome met die warm verwelkoming. Jou uitstalling lyk pragtig, het sy gesê, die netjiese opstelling van plante, kaarte en inligtingspanele bewonder. Ek sien julle het my 3D-kaart gebruik. Dit was die sleutel tot alles, het Tandiewe gesê met 'n dankbare glimlag. Dankie dat jy dit gemaak het. Die 3D-kaart wat Jatter ontwerp het gewys hoe die verskillende kruieplante gebruik kon word vir verskeie medisinale doeleindes. Dit was 'n meesterstuk van inklusiewe ontwerp met teksture wat verskillende eienskappe verteenwoordig het, braille etikette en selfs geurpatrone wat insluit was sodat mense die plante kon ruik. Is almal reg, het een van die organiseerders gevra, na hulle uitstalling kom, die beoordelaars begin binne 5 minute met hul ronde. Johan het Nalede se hand gedruk. Jy gaan briljant wees, skattebol. Onthou wat Tandiewe vir jou geleer het. Om met my hart te praat, nie net my woorde nie, het Nalede geglimlag, 'n frase herhaal wat Tandiewe haar geleer het.
Ons sal net daar agter wees, het Tandiewe gesê, na die area wys waar ouers moes wag. Jy kan dit doen, klein vlinder. Terwyl die 3 volwassenes na die wagtingsarea beweeg het, het Heather 'n klein pakkie uit haar sak gehaal. Ek het 'n geskenk vir Naledi vir na die expo. Dink julle sy sal daarvan hou? Dit was 'n pragtige sketsboek met spesiale papier wat relieftekeninge skep wanneer daarop geteken word, perfek vir iemand wat deur aanraking eerder as sig ervaar. Sy gaan dit aanbid, het Tandiewe gesê, die boek saggies aanraak. Dit is so deurdagte geskenk. Heather, het Johan sag gesê, dankie. Nie net vir die geskenk nie, maar vir alles. Vir die manier waarop jy deel van Naledi se lewe gebly het. Sy het in my hart ingekruip, het Heather eenvoudig gesê. Toe ek eers opgehou het om haar te probeer verander en begin het om haar te waardeer vir wie sy is. Sy het haar skouers opgetrek. Alles het verander. Die beoordelaars het hul rond te begin en die 3 het gespanne toegekyk terwyl hulle Naledi se uitstalling nader. Met verbasing het hulle gesien hoe selfverseker die jong meisie haar projek aangebied het, haar hande wat grasieus beweeg het om die plante aan te wys, haar stem duidelik en vol vertroue. Kyk hoe gebruik sy die tegnieke wat jy haar geleer het Johan gefluister na Tandiewe. Sy is 'n natuurlike, het Tandiewe met trots gesê. Kyk hoe sy die beoordelaars uitnooi om die plante te voel en te ruik, nie net te kyk nie. Een van die beoordelaars, 'n ouer man met 'n grys baard, het besonders beïndruk gelyk. Hy het langer by Naledi se uitstalling vertoef as by enige van die ander, vra en notas maak op sy klipbord. Dit lyk belovend, het Heather gefluister. Toe die beoordelaars weggaan, het Naledi 'n klein buiging gemaak, wat 'n glimlag op die gesig van die bebaarde man gebring het. Die 3 volwassenes het teruggegaan na die uitstalling toe die beoordelingsronde verby was. Jy was fenomenaal, het Johan gesê, sy dogter styf omhels. Regtig, het Naledi gevra, haar gesig stralend. Een van die beoordelaars het gesê my projek was 'n openbaring vir hom. Hy het gesê hy het nooit besef hoe baie inligting beskikbaar is deur aanraking en reuk nie. Dit is presies wat jy wou bereik, het Tandiewe geglimlag, en los haarlok agter Naledi se oor tik. Jy wou mense laat sien dat daar baie maniere is om die wêreld te ervaar en te verstaan. Die volgende uur was gevul met gesprekke met ander deelnemers en besoekers wat aangetrek was deur Naledi se unieke uitstalling. Jong en oud het haar uitgenooi om hul plante te voel en te identifiseer, verstom oor haar vermoë om hulle net deur aanraking en reuk te herken. Uiteindelik het die organiseerders almal gevra om te gaan sit vir die toekenningsseremonie. Dink julle ek het 'n kans, het Naledi gefluister terwyl hulle hul plekke ingeneem het. Jy het reeds gewen deur hier te wees, het Tandiewe sag gesê. Kyk hoeveel mense se perspektiewe jy vandag verander het. Die seremonie het begin met toesprake van die organiseerders en borge. Johan het Naledi se hand vasgehou terwyl hulle gewag het, Tandiewe aan haar ander kant en Heather in die ry agter hulle. Hulle het gelyk soos enige ander familie, al was hulle samestelling alles behalwe tradisioneel. En nou, het die aankondiger gesê, vir die toekenning van beste innoverende wetenskapprojek in die junior afdeling. Die spanning was tasbaar. Naledi het haar asem ingehou. Die wenner is Naledi van der Merwe vir haar projek die helende aanraking, identifisering van medisinale plante deur nie-visuele sintuie. Die saal het uitgebreek in applous. Johan het gevoel hoe sy oë brand met trane van trots. Tandiewe het haar hand oor haar mond gehou, terwyl Heather agter hulle saggies gehuil het. Jy het gewen, skattebol, het Johan gesê, sy dogter omhels. Jy het regtig gewen. Naledi se gesig was 'n studie in ongeloof en vreugde. Regtig, pappa? Het ek regtig gewen? Ja, klein vlinder, het Tandiewe gesê, haar stem vol emosie. Jy moet nou op die verhoog gaan. Johan het Naledi se hand geneem om haar na die trappe te lei, maar sy het haar kop geskit. Nee, pappa. Ek wil self gaan. Sy het na haar kierie geraak wat gevou teen haar stoel gerus het. Ek weet hoe. Die saal het doodstil geraak terwyl die klein figuur die trappe met selfvertroue opgeklim het, haar kierie liggies tikkend voor haar. Die beoordelaar met die grys baard het haar hand geneem toe sy die verhoog bereik het, haar gelei na die mikrofoon. Baie geluk, het hy gesê. Jou projek was werklik buitengewoon. Naledi het die trofee vasgehou, haar vingers wat die vorm daarvan verken, haar gesig vol verwondering. Toe het sy na die mikrofoon gedraai. Dankie, het sy gesê, haar stem klein maar duidelik.
Ek wil graag hierdie toekenning deel met 3 spesiale mense, my pa, wat my geleer het dat ek enigiets kan bereik, my tannie Jatter, wat my gewys het dat vriendskap geen grense ken nie, en Tandiewe, wat my geleer het dat die enigste beperkings die is wat ons vir onsself stel. Johan kon nie die trane keer wat oor sy gesig geloop het nie. Langs hom het Tandiewe saggies geglimlag, haar eie oë blink met trane. Agter hulle het Jatter 'n sagte snik gegee. Sien julle, het Nalede voortgegaan, ek mag dan blind wees, maar ek sien dinge wat baie mense met oë mis. Ek sien hoe spesiaal elke plant is, hoe uniek elke geur, hoe betekenisvol elke aanraking. My projek wys dat daar baie maniere is om die wêreld te ken en te verstaan, nie net deur oë nie. Die applaus wat gevolg het, was oorweldigend. Selfs die beoordelaars het opgestaan, duidelik geraak deur haar woorde. Later, toe die expo verby was en hulle almal in die tuin van die Van der Merwe huis gesit het, die oorwinningstrofee trots op die tafel, het Johan tyd geneem om die pad wat hulle geloop het, te oordink. 'n Jaar gelede, het hy sag gesê, kon ek nooit voorsien waar ons sou wees nie. Die lewe het 'n manier om ons te verras, het Tandiewe gesê, 'n glas sap aan Naledi oorhandig. Soms moet ons net leer om anders te sien. Net soos ek, het Naledi geglimlag. Jatter het haar keel skoongemaak, effens senuweeagtig. Ek het nuus, het sy gesê. Ek is aanvaar vir 'n meestersgraad in universele ontwerp by die Universiteit van Barcelona. Dit is 'n 1-jarige program. Spanje, het Johan gevra verras. Dit is wonderlik, Jatter. Wanneer vertrek jy? In 2 maande, het sy gesê. Maar ek het 'n voorstel. Voor ek gaan, wat dink julle daarvan as ek Nalede saamneem vir 'n kort vakansie in Barcelona? Slegs 'n week. Om haar die Sagrada Familia te laat voel en die strate van die gotiese kwartier te laat verken. Nalede se gesig het opgehelder. Regtig, tannie Jatter. Kan ek ander lande verken? Natuurlik, het Jatter gesê. Die wêreld is vir almal om te ervaar, Nalede. Maar ek sal Johan en Tandiewe se toestemming nodig hê. Tandiewe en Johan het na mekaar gekyk, 'n stil gedeelde oomblik van begrip tussen hulle. Oor die afgelope jaar het hulle verhouding stadig verander, verdiep. Hulle was nog nie gereed om dit 'n naam te gee nie, maar daar was geen ontkenning van die warmte wat tussen hulle gegroei het nie. Ek dink dit is 'n wonderlike idee, het Tandiewe gesê. Ek stem saam, het Johan geglimlag. Maar jy moet beloof om ons elke dag te bel. Ek beloof, het Nalede uitgeroep, opgewonde rondspring. Terwyl die son begin sak het, het die 4 van hulle in die tuin gesit, omring deur die plante wat Nalede so versigtig versorg het. Die sonskynblomme wat sy en Tandiewe jare tevore geplant het, het hoog gestaan, hulle gesigte na die son gedraai. Johan het na die 3 vroue gekyk wat sy lewe vir altyd verander het. Jatter, wat geleer het om Naledi as 'n vriend te sien eerder as 'n las, Tandiewe, wie se wysheid en geduld 'n lig gebring het waar donkerte was, en Naledi, sy kosbare dogter, wie se moed en deursettingsvermoë om elke dag geïnspireer het. Weet julle, het hy sag gesê, ek dink ons het almal geleer dat 'n familie nie bepaal word deur wie ons is nie, maar deur hoe ons mekaar liefhet en ondersteun. Tandiewe het sy hand geneem, haar oë warm met begrip. Ibinte, het sy gesê. Mens is 'n mens deur ander mense. Die 4 het saamgesit tot lank na die son gesak het, die sterre wat een vir een in die naghemel verskyn het. En terwyl hulle gepraat het oor die toekoms, oor Nalede se volgende projek, oor Jatter se studies in Barcelona, oor die veranderinge wat Johan in sy besigheid aangebring het om meer tyd tuis te spandeer, het hulle almal verstaan dat wat hulle gehad het, kosbaar was, 'n familie gebou nie uit plig of verwagting nie, maar uit keuse en liefde. Die donker maanskynblomme in Nalede se tuin het na die nag oopgemaak, hulle soet geur die lig vul. 'n Perfekte metafoor, het Johan gedink, vir die skoonheid wat kan bloei wanneer mense leer om die wêreld deur iemand anders se oë te sien, of, in Nalede se geval, deur hulle hande, ore en hart. Tandiewe, het Nalede skielik gesê, haar gesig ernstig in die maanlig, jy het altyd gesê, ek moet vir my drome reik. Wel, ek het 'n nuwe droom. En wat is dit, klein vlinder, het Tandiewe gevra. Ek wil 'n skool begin vir kinders soos ek. Nie net vir blinde kinders nie, maar vir alle kinders wat anders leer of ervaar, 'n plek waar niemand ooit vir hulle sal sê, jy kan nie. Die 3 volwassenes het na mekaar gekyk, trane in hul oë by die ambisie en visie van hierdie jong meisie. As dit jou droom is, het Johan gesê, dan sal ons alles in ons vermoë doen om jou te help om dit waar te maak. Stadig het Tandiewe gelag. Eers moet jy die laerskool klaarmaak. Dan die hoërskool. Dan universiteit.
En dan het Jatter bygevoeg, kan jy die wêreld verander. Naledi het geglimlag, haar gesig vol van die soort selfversekerdheid wat slegs kom van weet dat jy waarlik bemin word. Ek kan nie wag nie, het sy gesê. Vim da hysteria. Gyridos aufintes esperamos que a hysteria de Johan Naledi et andivete na tocado si escoras. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histerias igualmente cativantes. Encontrem na aqui clicando a sua esquerda. Se gostaram desta hysteria, no esquiam de se inscrever em nosso canal e dar me gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histerias nicas hier et pluram a complexidade da vida. No percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.